En as ek julle vanoggend groet, dan wil ek julle groet met dit wat ek met my hele hart glo. En ek glo dat dit ook in julle hart gaan echo. Dat hierdie groet in jou hart sal echo. Ek groet julle in die naam van God, die Vader van Jesus. En ek groet julle in die naam van Jesus, die Seun van God. En ek groet julle in die naam van die Gees van God, van Jesus, wat in hierdie oomblik in jou lewe en in jou hart lewe. Maar God, dit vir ons elkeen doen op hierdie oomblik. Kom ons bid saam. Jesus, ons is vanoggend hier by mekaar om rondom u tafel saam met Jesus te kom sit. Ons is hier by mekaar omdat u, Jesus, wat u gedoen het aan die kruis, ons saambind in geloof. Ons glo. Ons glo wat u gedoen het. Ons glo, God, dat u dit vir ons gedoen het uit liefde, want u het self gesê, so lief het u ons gehad. U het dit gedoen omdat u dit wil gedoen het. Terwille van ons elkeen. En u, Jesus, was gewillig om hierdie prys te betaal, omdat u ons lief het. Ons is hier by mekaar as 'n gemeente wat aan mekaar gebind is deur u God liefde. Ons noem onsself broers en susters, want u, Jesus, het dit vir ons gedoen. Ons geloof in u, Jesus, het ons die reg gegee om kinders van God genoem te word. En ek kom bid hier by die nagmaalstafel dat u die ou waarhede weer nuut sal maak. Dat daar miskien iemand is wat in hierdie oomblik juis twyfel. Dat u hierdie persoon ook sal kom aanraak en sy geloof of haar geloof versterk. O Here, ons het u nodig. Nodiger as ooit in ons lewens. Here, ek hoef dit nie vir te sê nie. Ons gaan deur 'n moeilike tyd. Op elke vlak van ons bestaan. Ek bid veral vir die boeregemeenskap, wat die afgelope tyd getref is deur soveel siekte onder hulle diere. Dis moeilik om die oes in te bring. Here, ons kan aanhou en aanhou. En juist daarom weet ons dat ons kan nie sonder u leef nie. Here, die wêreld gaan op in vlamme. Dis nie meer veilig in 'n inkopiesentrum nie. Here, ons is op 'n plek waar ons vra, waarheen nou? Maar ons is nie hier om vanoggend ons ongeloof te kom bely nie. Ons is hier om vanoggend ons geloof te kom bely. Daarom het ons hierdie nagmaaltafel, om ons in ons geloof te versterk. En saam met die pa van daardie siek kind, wil ons elkeen vanoggend kom sê, Here, ek glo, maar kom my ongeloof te hulp. In Jesus se naam bid ek dit, amen.
In Jesus se naam. Die boodskap van vanoggend, die brief wat ek aflewer, en dit is vir my so voorreg, saam met Jesus aan die nagmaaltafel. Saam met Jesus aan die nagmaaltafel. Ek lees net een versie, ons gaan oor hierdie hele Lukas 22, jy kan jou Bybel maar daar ooplos, van vers 14 tot vers 20, is maar die hele gedeelte, wat ek met julle gaan behandel, maar hierdie een versie, sê eintlik, saam met Jesus aan die tafel, toe die uur kom, toe nou, dit is die laaste keer dat Jesus saam met sy disippels is, dis die eerste nagmaal, nou, die laaste Paasfees vir die Jode, vir die gelowiges, word nou die nagmaal. Paasfees het gekyk na die lam wat geslag is, toe die Israeliete uit Egipte getrek het, die bloed van die lam aan al die deurposte, en hulle wat dit gehad het, die engel van die dood verbygegaan. Dis waaroor Paasfees gaan vir die Jode, maar vir ons gaan dit oor nagmaal. Saam met Jesus rondom die tafel, want hy is nou die lam van God, wat ons sondes kon wegneem. Hier by die tafel kan ons baie goed sê, vir my is 'n tafel 'n belangrike ding, en ek hoop vir julle ook, as mense alleen is soos ek nou, ek wil nou nie hier oor my kom praat nie, maar dan mis 'n mens natuurlik baie om rondom daai tafel te sit saam met mense. En daarom was gister weer so lekker om saam met 30, 40 mense rondom 'n tafel te gesit het. En julle moet dit geniet ook vanmiddag as julle saam eet, al is dit nie tafel nie, maar net om saam te wees. Maar jy weet, hier by die tafel, want ons sit saam met Jesus aan die tafel, is dit belangrik om saam te bid. Het is belangrik om saam te bid. Want gebed is ons almal stem saam. En die ene sê ons amen, en amen beteken ek stem saam. So dit wat ek bid, moet ons uiteindelik sê, ja, ek stem saam. En weet, saam wees, ons is rondom die tafel om saam te wees. Weet jy, daai woordjie saam wees, beteken vir my soveel. As ek daar by my kinders gaan kuier, of ons daar, om saam te wees, om weer net stemme te hoor, jou kinders se stemme, saam wees, moet nooit ophou om saam te wees nie. En om saam te eet, is iets besonders. Veral Sondag, onthou jy? Ek onthou, ons Sondag etes was baie spesiaal. Dis saam eet, en om weer saam gebind te word. En baie mense doen dit, en dit is vir my mooi gebruik, om aan die tafel wanneer ons bid, ons hande saam te vat. En ons hou mekaar se hande vas. Want ons is om 'n tafel, ons wil vir mekaar sê, ek druk jou hand. Ons is saam bind. En dan erken ons dat ons mekaar lief het. Ons aan die tafel mekaar sê, papa, ons is lief vir jou, maar vir jou kinders te sê, ek is lief vir julle. Dis die plek. Dis die plek waar ons dit vir mekaar moet sê. En dit sê ons so vanoggend, hier by mekaar om die tafel. Ons is uitgegooi na die tafel toe. Jesus sê, kom, so dikwels. Jy's uitgenooi, jy's 'n genooide gas. Ek het so dit weer ervaar gister, dat ek was daar nie omdat ek familie van hulle was nie. Ek is uitgenooi ek is daar omdat hulle my uitgenooi het. Ek voel spesiaal. Ek beteken vir die mense iets. Daarom is ek daar. En jy om die nagmaaltafel moet ons saam onthou. Onthou waaroor die nagmaal gaan. En dan gaan ons weer saam ons geloof bely en ons geloof te versterk. Nou, hier by die nagmaaltafel gaan ek net 4 goed uitlig. Wat baie belangrik is by die nagmaaltafel. Julle het dit al gehoor. Dit is niks niets nie, maar hierdie brief wat ek aflewer vanoggend is 'n, kom ek noem dit, is 'n brief wat jy al
al reeds ontvang het. Dis nie onbekende nie. Daar's niks onbekends wat ek volgende vir julle gaan sê nie. Al hierdie goed het julle al gehoor op een of ander stadium. Die brief is al by julle afgelewer. Die eerste by die nagmaaltafel hoor ons van genade. Dis 'n skaars woord in ons tyd. Genade. Genade. Efesiërs 2 vers 8 sê daar, jy word nie gered deur jou prestasie nie, maar deur sy genade. Ons is hier by die tafel nie omdat ons goed is nie. Ons is hier omdat God aan ons genade bewys het. Dis genade. Dis genade om kind van God te wees. Dis genade om gered te wees. Julle geweet hier in die tafel, en dit maak die nagmaalstafel so besonder, want jy moet mooi luister, want hier gaan jy jouself sien, ontdek, want onthou nou ons sit saam met Jesus in die tafel. Dis vanoggend nie nou net die disipel saam nie. Ons sit saam met hom. Jesus sit hier en ons sit saam met hom in die tafel. Weet jy wat het Jesus geweet aan hierdie tafel? Hy het geweet, een van hierdie disipels gaan hom verraai. Judas. Weet jy, as ek dit geweet het, sou ek Judas nie uitgenooi het nie. Hy sou nie saam aan die tafel gesit nie. Ek wil nie 'n verraaier aan my tafel hê nie. Maar Jesus het hom uitgenooi, persoonlik. Hier rondom die tafel sit Petrus, wat Jesus verloon het. Hy het gesê, ek ken hierdie man nie. Ek sal hom nie uitgenooi het nie. Ek wil nie so 'n man aan my tafel hê wat sê, hoorie, ek ken nie hierdie man nie. Jesus het hom uitgenooi. Jesus het geweet, sy disippels gaan hom verlaat. Almal van hulle. Hulle het almal weghardloop. 'n stoksie alleen. Hy het geweet. Sal jy 'n ou tafel toe uitnooi wat nie getrou is aan jou nie? Wat as jy met jou moeilik gaan, hardloop hulle weg. Hulle is aan hierdie tafel. Jesus geweet, die mense wat gesê het, Hosanna vir die seun van Dawid, hulle was daar, hulle gaan hom spot, hulle gaan hom slaan, hulle gaan hom vloek. Maar hulle is deel van die groep. En dan het hy geweet, hy gaan uiteindelik nou gekruisig word. Dis wat Jesus weet, aan die tafel. En ek wil volgens julle sê, en ek dink dit moet jy baie mooi hoor vanoggend. Die een ding wat ek geleer het van Jesus is, dat Jesus sluit niemand uit nie. Nie 'n verraaier nie, nie 'n verloner nie, nie 'n ou wat hom vloek nie, nie iemand wat hom gaan kruisig nie. Jy sien, Jesus sluit niemand uit nie. En as jy vanoggend hier sit, en jy voel, maar weet jy, ek is eintlik nie werd om aan die tafel te sit nie. Eintlik moet ek in die bank bly sit. Eintlik moet ek nie die nagmaal gebruik nie. Dan wil ek vir jou sê, moet dit nie doen nie. Want Jesus nooi mense uit wat dit nie verdien nie. Hy nooi mense uit genade. So ons as mense wat vanoggend weet, ek sit aan hierdie tafel, nie omdat ek goed is nie, maar omdat ek God se genade aanvaar het, dat Jesus in my plek gesterf het. Dis die gaste rondom hierdie tafel vanoggend. Want weet jy wat? Jesus is die een wat vir ons plek gee langs hom by die tafel. Luister mooi. Jesus is die een wat vir ons plek gee langs hom aan die tafel. Dis genade. Maar weet jy wat, by die nagmaalstafel, daaroor kan ek net kort sê, want ek gaan net hierdie stukkie lees. Aan hierdie tafel besef ons weer die offer wat betaal is. Jesus sê aan die tafel, daar aan die tafel sê Lukas 22 vers 19, toe neem hy die brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit aan hulle met die woorde, dit is my liggaam
wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Daai stukkie brood wat hy gebreek het, weet hy, Jesus is sy liggaam, wat so stikkend gebreek gaan word, sodat julle kan heel word. En ek kan dit nooit genoeg sê nie. Ek sê dit by elke nagmaal. Daar buitekant, julle kan dit, julle besef dit, maar ek kom agter, ons mense is stikkend. Ons mense is stikkend hoor. Daar's stikkende huwelike, daar's stikkende gesinne, daar's stikkende mense, daar's mense wat siek daar. Jy moet kom kuier 'n bietjie vir my daar. Dan vat ek julle om te gaan kyk hoe lyk dit waar iemand al vir maande in die bed lê. Gaan wys ek julle mense wat nie weet wie is hulle nie. Hulle weet nie. Hulle dwaal rond, hulle weet nie wie is hulle nie. Hulle kinders kom kuier en hulle weet nie wie is hulle nie. Oukies, stikkende mense. Jesus het gekom dat sy liggaam gebreek word. En daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê neem dit en gee dit vir mekaar. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer hierdie wyn drink voordat die koning van God gekom het nie. Jy sien hierdie beker is 'n beeld, want hy weet hierdie wyn is sy bloed wat gaan vloei vir mense. Wie waarom? Om ons skoon te maak. Elkeen van ons wat hier sit. En hierdie week het ek dit weer beleef in my eie lewe. Elkeen van ons sit met 'n gewete. Sit met goed waaroor ons verskriklik jammer is. Plaas ek dit nie gedoen het nie. Plaas dit nooit op my CV gestaan het nie. En weet jy, dis waarvoor Jesus gekom het. Die bloed van Jesus reinig ons van elke sonde. Voel jy vanoggend die grootste van alle sondaars? Bid jy die gebed van die tollenaar? God, wees my sondaar genadig. Dan het ek vir jou nuus. Jou sonde is vergewe. Hierdie tafel sê dit. Jy glo dat die bloed van Jesus het jou skoon gemaak van jou sonde. En daarom wil ek vir jy moet aan hierdie tafel hierdie ding hoor. Hoor mooi. Ek is klaar, feite klaar. Maar dis belangrik. Aan hierdie tafel moet jy nou hoor, my sonde is betaal. Nie word betaal nie, is betaal. Jou skuld is vereffen. Moet nie meer jou langer straf nie. Die konsekwensies van jou sonde, dit moet jy regmaak, of daarmee moet jy saamleef. Dit gaan nie weg nie. Maar dit tel nie meer teen jou nie. Dit tel nie teen jou nie. Die straf is afgehandel. Jesus het aan die kruis uitgeroep, tetelestai, dis volbring. Elke sent van jou sonde is betaal. En daarom is die kruis van Jesus die sentrale punt by 'n nagmaal. Terwille van ons oortredinge is hy deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy lewe daar vir ons vrede gekom. En genesing gekom. Weet jy, hierdie nagmaaltafel is 'n plek waar ons aan mekaar gebind word. Romeine 12 vers 5 sê, ons is almal deel van Jesus se liggaam. Jy kan daar langs jou eintlik die ou se hand vat wat langs jou sit, en langs jou sit, en voor jou sit, en agter jou sit, en jy kan jou om vashou en sê, ons is saam gebind aan die liggaam van Jesus. Saamgebind. En luister mooi.
Luister mooi wat ek nou sê, want ek weet dis nodig. Hier's iemand wat na my gaan luister, wat nou ingeskakel is. As iemand wat hier sit, hier by die nagmaaltafel, moet ek stop met my bitterheid. Bitterheid is die kanker wat jou lewe opvreet. Bitterheid. Dis net jy wat dit kan doen. Mense kom en hulle is vergewe. Hulle is kinders van God. Maar hulle sit nie met bitterheid. Daar's iemand. Hier by die nagmaaltafel moet jy jou bitterheid los. Ek weet nie wie is jy nie. Bitterheid maak jou dood. Dis die kanker in 'n mens se lewe. Bitterheid. Hier by die tafel van die Here moet jy wrokke laat staan. Ek het 'n wrok teen iemand. Het jy geweet dat jy soms 'n wrok teen iemand en daai persoon weet dit nie eers nie. Maar jy weet dit. En die een ding wat wrok doen, hy laat jou geestelike lewe agteruit gaan. Wrokke vat nie jou geestelike lewe weg nie, maar jy groei nie geestelik nie. Hierdie wrok hou jou terug. Laat staan jou wrokke. En een van die dinge wat die tafel wil doen, wil verdeeldheid tussen ons beëindig. Het jy geweet, 'n volk is so sterk soos wat hy eenheid het. Daarom is daai ou lese van ons, van die wapen op ons landswapen, eenheid is mag. Unity makes strength. En jy in jou huwelik, daar verdeeldheid in jou huwelik is daar geen krag nie. Jou gesin, jy en jou kinders, en ek het self kinders. Daar was tye gewees wat ons groot probleme gehad het. Jy kan nie dink 'n dominee se huisgesin, groot hartseer, groot pyn, groot geskinder. Ek kan nie vir julle sê nie. Maar weet jy wat? Moenie toelaat dat verdeeldheid julle gesin uit mekaar uitskeer nie. Moenie dat verdeeldheid hierdie gemeenskap van ons uit mekaar uitbreek nie. Moenie dat verdeeldheid ons volk, en dan praat ek van ons volk, jy weet wat beteken dit. Nie verdeeld is nie, maar sterk is. En die laaste, wat Jesus hiermee afsluit is, aan die tafel te gesê, ek sê vir julle, ek sal dit nie meer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis kry nie. Daarmee sê Jesus, onthou net, ek kom terug. Julle gaan eendag saam met my wees. Soos ons nou aan hierdie tafel sit, so gaan julle daar by my in die hemel die ewige maaltyd saam met my vier. En by hierdie tafel gaan daar, hy sê dit daar gaan geen trane meer wees nie, daar gaan geen hartseer wees nie, daar gaan geen pyn wees nie. Dis alles daar verby. En dan word die hemel genoem. Waarom het ons nie hemel op aarde nie? Want ons hier's nog pyn. Waarom is daar nie hemel op aarde nie? Omdat daar nog siekte is, en omdat daar leed is, en daar trane is. Maar eendag, sê Jesus, gaan julle saam met my die ewige feesmaal vier, waar daar geen sonde, pyn, trane en dood gaan wees nie. Kom volgend, en kom sit saam met Jesus aan die tafel. Hy nooi julle almal uit. Petrus, ja. Jy wat gesê het, jy ken my nie. Ja, kom. Judas, jy wat my verkoop het vir 30 silwerstukke. Kom eet saam met my. Julle wat my gevloek het. Julle wat gespot het.
Julle wat my gekruisig het, kom. Kom sit saam met my aan die tafel. Want ek het dit gedoen vir julle, sodat julle saam met my hierdie wonderlike geleentheid kan geniet. Amen. Here, dankie vir hierdie tafel. Dankie vir hierdie nagmaaltafel. En dankie dat ek hier mag aansit. Ek Petrus, ek Judas, ek Maria Magdalena, ek een wat gesê het, weg met hom. Here, dankie dat U dit nie teen ons hou nie. Dat U sê kom. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. En ek sal aan julle rus gee. Amen. Ek stuur julle huis toe met hierdie seën van die Here. Ek, Jesus, het jou vergewe. Vergewe ander. En vergewe jouself. Amen.